Jesus praat met sy disciples en hy sê, hy het 'n afspraak. En ek glo vanoggend het die Here 'n afspraak met jou hier. En hy praat met sy disciples en hy sê vir hulle, ek is honger. En hulle gaan maak planne en hulle gaan koop brood. En Jesus sit by die put. En hier kom 'n vrou by die put. En hy sê vir haar, gee my water om te drink. En sy, julle ken die storie. Sy stry met hom en op 'n stadium sê hy vir haar, as jy maar net geweet het wie jou vra vir water, sou jy hom gevra het vir water. En dit kommunikeer so Jesus se hart wat sê, daar's iets hier binne wat ek vir jou wil gee. En hoor vanoggend, die Heilige Gees wil iets vir jou kom gee vanoggend. Dan sê hy vir hom, dat hierdie put se water, hierdie natuurlike, hierdie natural, gaan nie vervul die dors wat sy regtig het nie. En dan Johannes 4 vers 16 in die Passion Translation sê die volgende, hy sê, but if anyone drinks of the living water I give them, they will never be thirsty again. For when you drink the water I give you, it becomes a gushing fountain of the Holy Spirit, flooding you with endless life. In die Ou Testament was God distant. God was ver. God het net gepraat wanneer hy wou praat. Daar was afstand tussen God en die mens. Maar dit is nie meer so vandag nie. Dit is nie so vir my en jou nie, want ons leef in die tyd waar God nader is as wat ons kan dink. Hy's nader aan jou as jou eie gedagtes. Die Heilige Gees is by ons, hy's vir ons gegee en hy's in ons. En dis wat ons vier vandag is Pinkster, is die uitstorting van die Heilige Gees. En ons glo dat die Heilige Gees is in elkeen van ons. Die dag wat jy ja sê vir Jesus, sê God, hier, ek gee vir jou my beste. My Gees woon in jou. Maar die vraag is dan, wie is hierdie Heilige Gees? Die Heilige Gees is deel van die Vader, Seun, Heilige Gees is deel van die drie-eenheid en net om dit te disclaim, jy hoef nie die drie-eenheid te verstaan 100%, want niemand 100% kan die drie-eenheid verstaan nie, want dit is net verby ons menslike realm, maar wat jy nodig het om te weet is dat hulle is een, maar hulle is toch apart, maar hulle is een, dis verskillende expressions van dieselfde God. Dit is nie dit is bietjie confusing, maar dit is nie soos die CEO, die manager en die skoonmaker wat die werk moet doen nie. Die Heilige Gees is God. Is volledig. Heilige Gees is net 'n ander expression, 'n ander uitvloei van dieselfde God. Vader, Seun, Heilige Gees is in harmonie met mekaar en die Heilige Gees is 'n persoon. Die Heilige Gees is nie net 'n dit of 'n krag of iets soos dit nie, dis iemand. En daai iemand is by ons en hy maak vir ons, hierdie hele God wat ver is, maak hy vir ons naby. Dis God se hart, hy trek ons naby en soos wat Jesus gebid het in Johannes 17 sê hy, Vader, mag die mense, mag ons en die mense een wees soos wat Jesus en die Vader is. En die Heilige Gees kom doen dit vir ons. Die doel van die Heilige Gees is om ons te connect met die Vader, deur dit wat Jesus vir ons kom doen het aan die kruis, te kom openbaar. Die Heilige Gees kom openbaar hierdie goed aan ons, en ons beleef die Vader se hart, deur Jesus se werke, namens ons aan die kruis, word dit lewendig vir ons, as gevolg van die Heilige Gees. En ons lees dat hierdie Heilige Gees is vir ons gestuur, en dat die Heilige Gees sekere funksies in ons lewens vertoon. En ons, dis baie bekende gedeelte, en die Amplified sê dit die mooiste van Johannes 14:26, en dan Jesus sê, but the Comforter, dan verduidelik hy, the Counselor, Helper, Intercessor, Advocate, Strengthener, Standby, die funksies van dit wat die Heilige Gees gaan doen, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, in my place, to represent me and act on my behalf, will teach you
all things, and He will cause you to recall, will remind you of, will bring to your remembrance everything I have told you. Die Heilige Gees is meer en nader as wat ons ooit kan dink. En hy's nader en groter as wat ons altyd van bewus is. En as jy ooit gewonder het oor iets, as jy ooit wonder, wat is die regte ding om te doen, kyk net na Jesus. Jesus is altyd ons voorbeeld. Nou ek wil gou vir jou verduidelik, Jesus se lewe op aarde is ons voorbeeld, want hy het gekom as mens. Jesus het nie net gekom as God nie, hy was 100% God, maar hy was ook 100% mens, hy was nie 50-50 nie. Hy het in sy volle goddelikheid voluit mens geword. En hy is hier op aarde, is hy gevul en hy is gelei deur die Heilige Gees. En Filippense sê in Filippense 2 vers 6 tot 8 sê, alhoewel hy self God was, het hy nie vasgeklou aan die goddelikheid wat hom toegekom het nie. Hy is God, hy verdien dit. Maar hy het dit prysgegee. Hy het 'n slaaf geword en aan die mense gelyk geword. En toe hy as mens geleef het, het hy homself nog verder verneder tot die dood toe, gehoorsaam te wees. Ja, tot die kruisdood toe. Jesus het as 'n mens gekom en Jesus was gelei deur die Heilige Gees. Die Heilige Gees het hom kom lei. Jesus het nie na sy godheid gegryp en net gedoen wat hy wou doen nie. Hy het in sy menswees gekom en hy het kom dien. En daarom, oordat hy as 'n mens gekom het, het hy nodig gehad om gelei te word deur die Heilige Gees, net soos ek en jy nodig het om gelei te word deur die Heilige Gees. Dit maak dat ons kan identifiseer met Jesus, want hy het nie gekom in sy perfektheid nie, hy het gekom as mens wat gesê het, ek surrender en ek word gelei en ek is afhanklik van die Heilige Gees se leiding in my lewe. So kom ons kyk vinnig net vir 'n oomblik na dit wat die Heilige Gees kom doen het in Jesus se lewe. Jesus is gedoop en gevul deur die Heilige Gees. Onthou julle toe die duif gekom het en God gesê, dis my geliefde seun in wie ek welbehaag het. Net daarna lees ons in Lukas 4, waar Jesus is toe deur die Heilige Gees, nie deur Satan, nie deur die Heilige Gees gelei in die wildernis in. En daar is hy getoets op 'n human, op 'n menslike level. Maar hy het geweet, as die Heilige Gees my lei soontoe, is ek nie alleen nie. In die wildernis is jy nie alleen nie. Hy is gelei deur die Heilige Gees. En daarna het sy public ministry begin. Jesus het ook dit self gesê in Johannes 5 vers 19, hy het gesê, ek verseker julle, die seun kan niks uit sy eie doen nie, maar hy doen slegs wat hy die Vader sien doen. Wat die Vader ook al doen, dit doen die seun net so. Hy het nie in sy eie krag goed kom doen nie, maar in sy afhanklikheid van God, van die Heilige Gees, het hy kom doen wat hy moes doen. En selfs in hierdie 100% God, 100% mens, het hy nog steeds nodig gehad om tye te maak waar hy kon stil wees en connect met die Vader. Ons lees 'n klomp keer in Jesus se lewe waar hy gaan bid het, vroeg opgestaan het terwyl al die disippels nog lekker geslaap het en dat hy gaan bid, soos in Markus 1 vers 35, waar Jesus so 'n spesiale tyd saam met God gehad het, waar hy net kan recharge. En ek wil vandag vir jou sê, as Jesus dit nodig gehad het, voluit God, voluit mens, nodig gehad het om stil te word voor God, soveel te meer het ek en jy dit nodig. Maar hierdie voorbeeld van Jesus is vir ons belangrik, want dit stel vir ons 'n manier om te kan weet dat as Jesus dit kon doen, dan kan ek dit ook doen. As iemand so gelei kan word deur die Heilige Gees, dan kan ek so gelei word deur die Heilige Gees. Amen. Maar wat beteken dit vandag vir jou? Romeine 8 vers 14 sê, want almal wat hulle laat lei deur die Gees van God, hulle is God se kinders. Daai sê vir ons dat ons het 'n keuse of ons onsself gaan laat lei of nie.
Dis ons keuse. Gaan ons ingestel wees om te hoor, gaan ons hierdie bewustheid kweek in ons lewens, gaan ons luister. Dis in daai moeilike situasie waar jy eintlik die quick out wil vat, die maklike manier wil vat, en jy kry daai conviction. Daar's 'n groot verskil tussen conviction en condemnation. Ek weet nie nou wat se Afrikaans vir dit nie, maar conviction is 'n bewusmaking. Die Heilige Gees kom convict ons van iets wat reg is of iets wat verkeerd is. Condemnation is wat die duiwel kom bysit en sê jy's nie goed genoeg nie. Dis nie die Here nie. Maar hy convict ons van wat is die regte ding om te doen. Wat gaan integriteit wys? Wat sou Jesus in daai situasie gedoen het? En is in daai onsekerheid waar die Heilige Gees ons help om te weet wat die regte ding is, want die Heilige Gees lei ons. Want as ons nie in daai oomblik dit gaan doen nie, en ons prakties na ons lewens kyk, dan baie keer, dan luister ons eers vanaand in die bed, wanneer ons bietjie reflect, en jy besef, ek het dit gemis. As jy nie eers die verkeerde keuse klaar wil maak, en dan moet 'n U-turn maak en terugdraai om dit te gaan fix nie, dan moet ons meer bewus wees van die teenwoordigheid van die Heilige Gees in ons lewens. Amen. Want hy lei ons in daai oomblik. En ons het nodig om hierdie Heilige Gees teenwoordigheid, hierdie leiding van die Heilige Gees, hierdie bewustheid, aan 'n mooi woord, sensitiwiteit vir die Heilige Gees te kweek in ons lewens. Selfs in tye waar dit moeilik gaan. In Jesaja 30 vers 20 en 21, die Passion Translation sê hy die volgende, hy sê, even though the Lord may allow you to go through a season of hardship and difficulty, He Himself will be there with you. He will not hide Himself from you, for your eyes will constantly see Him as your teacher. When you turn to the right or turn to the left, you will hear His voice behind you to guide you, saying, this is the right path, follow it. God is getrou. En weet jy wat? Hy lei ons vandag net soos wat hy Jesus gelei het. Net soos wat hy vir Jesus gelei het, lei hy ons. Maar my vraag is ons bewus genoeg? Laat lei ons onsself deur die Heilige Gees. Submit ons onder die Heilige Gees se leiding. Soos Jesus, kan ons weet, dit was nie altyd lekker nie. Hy het self gebid en gesê, Here, as hierdie beker by my verby kan gaan, asseblief, asseblief, asseblief. Maar, wat ook al U lei, U wil gedoen, nie my wil nie. Submit ons onder die Heilige Gees se leiding, want ons sien die Vader se hart, deur dit wat Jesus kom doen het vir my en jou, en hoe dit geopenbaar word aan ons deur die Heilige Gees. Wat doen die Heilige Gees in jou? Wat doen die Heilige Gees in ons vandag? Wil jy vat nou 'n gedeelte toe in Johannes 38 en 39 en Jesus praat en hy sê, die een wat in my glo, soos die skrif sê, riviere van lewende water sal uit sy binneste vloei. En Jesus het dit gesê oor die Gees wat die mens wat in hom glo sou ontvang, die Heilige Gees wat nog sal kom, want die Heilige Gees was nog nie daar nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. Maar ons leef vandag met Jesus is klaar verheerlik. Daai Gees, daai rivier van lewende water is klaar vir ons gegee, dit vloei klaar uit ons binneste uit, amen. Soos Johannes 4 dit nou vir ons gesê het, a gushing fountain of the Holy Spirit. Die Heilige Gees is 'n rivier binne in ons. En ek wil jou nou 'n beeld toevat in Esegiel 47. Dit is seker vir my die mooiste uitbeelding of visioen wat daar is oor die Heilige Gees. Hierdie fountain wat in ons is. En Esegiel sien hierdie visioen en daar's 'n man wat hom lei in hierdie visioen en hy vat hom na die tempel toe en dan staan daar, die man het my teruggebring na die ingang van die tempel toe. Daar het ek 'n stroom water gesien wat onder die tempel se drempel ooswaarts uitvloei. Die tempel se deur is daar en onder die deur uit vloei daar water. Wie van julle het al ooit by die huis gekom en daar vloei water uit jou huis uit? Kyk, dit was nie 'n rivier nie, dit was net unfortunate. En dan vat hierdie guide in hierdie visioen
meet hy 530 meter uit in 1000 cubits, maar die afstand is nie die ding wat belangrik is nie. Hy meet 500 meter en hy vat vir Esegiel deur die rivier. En die rivier van daar af wat uitvloei is enkel diep. En hy vat hom 500 meter verder en laat hom weer deur die rivier loop en die rivier is kniediep. En hy vat hom 500 meter verder en hy laat hom deur die rivier loop en die rivier is heupdiep. En hy vat hom 500 meter verder en die rivier is te groot, te woes, hy kan nie deur die rivier loop nie, dit is te veel. Hy kan nie deur die rivier swem nie, dit het 'n rivier geword waar die mens nie kon loop nie. En dan in vers 6 vra hierdie guide en hy sê, hy vra toe vir my, mensekind, het jy dit gesien? Hy sê basically, soos, kom jy agter wat gebeur nou of nie? Mis jy dit? Moet ons verduidelik. Mensekind, het jy dit gesien? Iets is anders, dis nie normaal nie. Ek weet nie van jou nie, maar 'n riviertjie begin nie gewoonlik met 'n stroompie wat onder deur 'n deur gaan nie. Dis iets anders, dis iets meer. Hierdie rivier kan nie gecontain word nie. Dit pas nie in 'n boksie nie en dit maak nie heeltemal sin nie. Die water is anders. Want dit het sy oorsprong in die tempel. Dan gaan hy aan en hy verduidelik wat hierdie rivier verder doen en hoe hierdie rivier deur die Jordaanvallei in die dooie see invloei. En dan staan daar, die water van die rivier sal die soutwater van die dooie see vars maak. Oral waar hierdie rivier loop, bring dit lewe. En dan die vissermanne is altyd bly oor hierdie versie. Vis sal volop wees, want hierdie water sal die soutwater vars maak. Waar die water ook al vloei, sal alles lewe. Die vissermanne sal langs die banke van die dooie see vis vang. Ek weet nie of jy dit weet nie, maar die dooie see is dood. Daar lewe nie iets daar binne nie. Dis hoekom dit die dooie see is. Daar soveel sout, niks lewe nie. Maar wat ons sou dink is, as hierdie water in die dooie see invloei, sal die dooie see net bietjie minder sout word. Maar dis nie wat hier gebeur nie. Waar ook al die rivier vloei, sal alles lewe. En dan die laaste vers van hierdie gedeelte in Esegiel, vers 12, sê, allerhande soorte vrugtebome sal aan weerskante van hierdie rivier groei. Die blare van hierdie bome sal nooit verlep nie, en daar sal altyd vrugte aan die takke wees. Daar sal elke maand 'n vrugteoes wees, want die bome kry hulle water van die rivier wat uit die tempel vloei. Die vrugte sal kos wees en die blare sal genesing bring. Dis nie ons wat ewe skielik meer Heilige Gees kry nie. Jy het nie net 'n bietjie Heilige Gees nie, jy het die volle Heilige Gees gekry. Dis ons bewustheid wat groei. Dis ons surrender wat meer word. Dit is ons laat lei ons meer deur die Heilige Gees. En ek weet nie van jou nie, maar ek is nie tevrede met die enkel diep, met die knie diep en met die heup diep nie. Sê Here, kom vloei ordentlik. Heel laaste hoofstuk in die Bybel, Openbaring 22, eerste 2 verse. In die Engels sê die volgende, hy sê, Then the angel showed me the river of the waters of life, flowing with water clear as crystal, continuously pouring from the throne of God and of the Lamb. The river was flowing in the middle of the street of the city, and on either side of the river was the tree of life, with its 12 kinds of ripe fruit according to each month of the year. The leaves of the tree of life are for the healing of the nations. Hierdie Heilige Gees wat vir jou gegee is, hierdie rivier wat binne in jou is, kan nie net binne in jou bly nie. Amen. Dis meer as wat jy kan contain, dit pas nie in 'n boksie in nie.
God wants to use you to bring healing to the nations. Amen. Die Here wil iets kom doen. Hierdie rivier is gemaak om gedeel te word. Ons is gemaak om gelei te word deur die Heilige Gees. En ek het so 'n begeerte dat ons mag bewus wees, so bewus wees van die Heilige Gees wat in ons is. Van hierdie rivier wat vloei en mag ons sensitief wees vir dit wat die Heilige Gees wil doen. Mag ons sensitief wees vir sy leiding. Maak nie saak hoe out there dit is nie. En ek glo vanoggend dat hierdie rivier wat in ons is, wil by jou kom stil staan vandag. Miskien sê jy beleef net daai bietjie. Mag die Here jou bewustheid kom vergroot in hierdie oomblik. En ons weet, vir ons God is niks onmoontlik nie. Amen. So kom ons vertrou nie vanoggend die Here net vir die moontlike nie. Kom ons vertrou hom nie net vir die ordinary. Let's trust God for the extraordinary. En ek weet nie, in my hart het ek hier hele week hierdie verwagting dat die Here iets gaan kom doen vanoggend. Dat die Here iets gaan kom wys van sy rivier wat vloei in ons lewens. En ek vertrou die Here wil iets groot kom doen in elkeen van ons lewens. En daar's 'n paar spesifieke goed wat ek beleef het hierdie week. Maar ek wil eerstens vir jou vra, is jy reg dat die Heilige Gees kom en 'n wonderwerk kom doen in jou lewe? Ons sien so gereeld en ons hoor soveel keer net stories van die Here wat ander mense genees. Nee? Is julle ook moeg vir die ander mense? Die Here kom vandag en hy kom staan by jou stil. Oral waar die rivier gaan, bring dit lewe. En ek wil vandag vir jou sê is, as daar iets in jou lewe is wat voel soos die dooie see, daar waar die rivier vloei, bring dit lewe. Even though the Lord may allow you to go through a season of hardship and difficulty, He Himself will be there with you. En daar waar die Here is daar lewe. Ek vertrou die Here het vir jou deurbraak gebring. Ek vertrou die Here het genees. Ek vertrou die Here doen nog steeds wonderwerke. Want ons God is vandag dieselfde as 2000 jaar terug. Hy verander nie. En as jy voel jou deurbraak het nog nie op hierdie oomblik gekom nie, do not be discouraged. Dit kom. Dit kom. Hou aan vertrou. Hou aan bid. Hou aan glo. Staan op dit wat die Here gaan doen. En laat jouself toe om gelei te word deur die Heilige Gees.